Goeiedag en baie welkom by Woordspieël, waar ons nog steeds besig is om deur Genesis te werk en ons trek nou al by hoofstuk 28 en heeltyd in elke hoofstuk soek ons iets en wil ons iets uithaal wat die Heilige Gees vir ons uitlig rondom Jesus, rondom God se reddingsplan en ons wil toelaat dat hy dit dan ook in ons lewens van toepassing maak en ons dan ook so transformeer om meer soos Jesus te lyk. Ons kyk vandag na Genesis 28 vers 14 en die tema is getrou deur generasies. Ek lees vir jou. Jou nageslag sal so baie wees soos die stof van die aarde. Hulle sal versprei na die ooste en na die weste en na die noorde en die suide. Al die mense op aarde sal deur middel van jou nageslag geseën word. Net soos aan Abraham en aan Isak herhaal God nou sy verbond met Jakob. In en deur jou nageslag sal die nasies op aarde geseën wees, sê God aan Jakob. En dit verwys natuurlik na Jesus wat sal kom deur hierdie nageslag en dit moontlik sal maak vir die hele wêreld om seën en lewe te beleef, soos wat Paulus vir ons later sou uitlig in Galasiërs. God bly getrou deur generasies. Sy planne is nie kortsigtig nie. Sy planne verander nie dag na dag nie. Wanneer families die Here dien van geslag tot geslag, sal kinders en kleinkinders seën beleef as gevolg van hulle oupas en hulle oumas en hulle ouers se gehoorsaamheid. Natuurlik moet elke geslag en elke persoon self die Here kies en sal elkeen self voor die Here verantwoordbaar staan vir sy lewe, maar God se getrouheid span oor generasies. Jakob word hier ingetrek in God se groter plan. Hy self moet natuurlik kies om gehoorsaam te wees en ons sien dat hy was gehoorsaam deur na Laban toe te gaan en daar 'n vrou te gaan kies wat deel is van sy familie en nie 'n Kanaanitiese vrou te vat wat afgode dien nie. Hy maak nog foute, ja, en God moet nog baie aan hom werk, maar God volbring wat hy in ons en selfs in vorige generasies volbring hy in ons ook. En wat 'n wonder om deel van God se groot prentjie en God se groot planne vir 'n plek of vir 'n generasie te wees. So moet nooit onderskat wat dit beteken en wat die waarde en die gewig daarvan is, dat jy 'n keuse maak nie. Dat jy 'n keuse vir God maak, dat jy dalk kies om iets te verander en die effek wat dit sal hê op jou nageslag en op generasies wat kom nie. God is getrou. Dit wat hy dalk in vorige generasies begin het, gaan hy deur jou verder vat. Kom ons wees getrou, kom ons maak daai moeilike keuses en kom ons vertrou die Here dat ons sy seën sal beleef en dat deur ons daar dalk 'n verandering sal kom in ons wêreld en in ons gemeenskap. Kom ons bid saam. Jesus, ek wil 'n kanaal wees waardeur U die planne wat U al vir generasies uitvoer tot vervulling kan bring. Amen. Die Here seën jou. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Deel hierdie video met iemand anders. Nooi iemand anders om saam met jou hierdie reis te deel te neem. Vertel hulle hiervan. Maak dit deel van jou gesprekke. Bespreek hierdie saam met iemand anders. En kom ons laat toe dat die Here ons saam transformeer. Tot 'n volgende keer.